Hallo daar al die graad 5's, is julle reg om so 'n bietjie vir die eksamen te leer, maar op 'n manier wat actually pret is? Wel, vandag kyk ons na voedselketings. So kom ons spring dadelik weg. Goed, ek wil sien hoe skerp julle breine vandag is. Ons gaan 'n vinnige vasvraag doen om te kyk wat julle alles kan onthou. En moenie stres nie, né? Dis net om te help leer en ons sommer 'n bietjie pret te hê. Is julle gereed? Kom ons gaan. Uitstekend. Ons kop af met deel 1, kos en voeding. Hier gaan ons kyk na die heel basiese dinge, die beginpunte van alles. Reg, hier's jou eerste vraag. Dink 'n bietjie hieroor. Daai groen dinge wat jy in die tuin sien, of in die park. Wat neem ons daardie lewende dinge wat al eie kos kan maak sonder om by die winkel te gaan koop? Ek gee jou 'n sekonde. Het jy dit? Die antwoord is vervaardigers. Fantasties. As jy dit reg gekry het, gee jouself 'n klop op die skouer. Vervaardigers, soos plante, is die superhelde wat heel aan die begin van die voedselketting staan. OK, volgende een. Julle doen wonderlik. So, as plante die vervaardigers is, watter slim woord gebruik ons vir daai spesiale, amper magiese proses waardeur hulle hul eie kos maak? En die antwoord is fotosintese. Ja, dis daai ongelooflike proses waar plante basies sonlig eet om energie te kry. Julle is vuurwarm. Goed, hierdie een is 'n klein bietjie van 'n uitdaging. Vir fotosintese het 'n plant 'n resep met 3 baie belangrike bestanddele nodig. Kan jy al 3 onthou wat hy moet absorbeer? Kom ons kyk of jy reg was. Hulle het water nodig wat hulle met hul wortels opdrink, dan het hulle koolstofdioksiedgas nodig wat hulle uit die lug inasem en natuurlik, die heel belangrikste, die son se ligenergie. Al 3 is absoluut krities. Briljant as jy dit onthou het. So, die plant het nou sy kos gemaak, maar in die proses laat hy iets in die lug vry. En hier's 'n groot wenk. Dis presies die gas wat jy en ek nodig het om asem te haal. Wat is dit? Dis reg, dis suurstofgas, asemrouend. Plante is soos klein groen fabriekies wat vir ons almal die lug maak wat ons asemhaal. So elke keer as jy 'n groot asemteug neem, kan jy 'n plant daarvoor bedank. Dis nogal cool, né? OK, ons verstaan nou die vervaardigers. Kom ons skuif aan na die volgende skakel in die ketting, die diere wat die plante eet. Wat noem ons 'n herbivoor? Presies, 'n herbivoor is 'n dier wat net en alleenlik plante eet. Dink maar aan 'n kameelperd wat daai lekker groen blare van die boomtop af eet. Dis 'n planteter. Maklik genoeg, né? Julle doen so goed. Kom ons hou hierdie momentum. Volgende op die lysie. Wat is 'n omnivoor? En die antwoord is 'n dier wat nie kan besluit nie. Hy eet sommer al twee, plante en ander diere, soos 'n bobbejaan wat lief is vir vrugte, maar glad nie nee sal sê vir 'n paar goggas nie. Omnivore is nie juis kieskeurige eters nie. Goed, laaste een vir die afdeling. Ons het nou planteters en ons het alleseters gehad. Wat noem ons 'n dier wat net ander diere eet? Met ander woorde, wat is 'n karnivoor? Ja, jy het dit. 'n Karnivoor is 'n vleiseter, 'n dier wat ander diere vang en vreet, soos 'n supervinnige jagluiperd. Julle het deel 1 soos kampioene afgedraf. Gee julleself 'n high five. Reg, julle het nou al die spelers op die veld. Kom ons beweeg aan na deel 2, waar ons gaan kyk hoe die hele wedstryd werk. Dis tyd vir hoe voedselketings werk. So, hier's die groot vraag. Hierdie hele onderwerp se naam, wat presies beskryf 'n voedselketting? Waaroor gaan dit nou eintlik? En hier is die geheim. Dis alles oor energie. 'n Voedselketting wys vir ons die pad wat energie volg. Dink daaraan soos 'n aflosreus. Die plant kry energie van die son, dan eet 'n dier die plant en kry sy energie, en dan eet 'n ander dier daardie dier en kry weer sy energie. Maar waar begin hierdie hele energiereus? Waar kom daai heel eerste vonk energie vandaan wat alles aan die gang sit? Wat is die bron van al daai ligenergie? Natuurlik, dis die son. Die son is die massiewe engine in die lug wat krag gee aan byna elke voedselketting hier op aarde. Sonder die son is daar geen fotosintese nie, en sonder dit is daar geen voedselketting nie. Superduper belangrik. OK, hier kom 'n heel laaste vraag van ons vasvra. Ons weet nou wat 'n voedselketting is, maar wat gebeur as 'n klomp verskillende voedselkettings deurmekaar begin loop en aan mekaar koppel? Wat noem ons 'n voedselweb? Jep, 'n voedselweb is presies dit. Want sien, in die regte lewe is dinge nie 'n netjies reguit lyn nie, dis deurmekaar, nes 'n spinnerak. 'n Voedselweb wys ons hoe alles eintlik aan alles gekoppel is. 'n Uil eet dalk muise, maar ook slange, en die slange eet dalk paddas wat weer insekte eet. Sien, alles is verbind.
En dit is dit mense, julle het die einde van die vasvra bereik. Vlot gedoen almal. Hier is 'n vinnige lys van al daai belangrike sleutelwoorde. Maak seker jy ken dit vir die eksamen. Vervaardigers, fotosintese, herbevoer, omnivoor, karnivoor, voedselketting en voedselweb. Goed, om af te sluit los ek julle met 'n klein uitdaging. Die volgende keer as jy buite in die tuin of op die skool se veld is, kyk 'n bietjie mooi rond. Watter klein voedselkettings kan jy raak sien? Dink daaroor na. Baie sterkte met die leer en dankie dat julle so oulik saam gespeel het. Totsiens.